Het jy al ooit jouself in 'n vreemde land of ergens in 'n vreemde stad bevind? Wanneer 'n plek of 'n land vir jou vreemd is, dan voel dit vir jou asof jy nie lekker kan funksioneer daar nie. Niks kom vir jou natuurlik nie. Daar is gewoonlik 'n stiep leerkurwe wat jy eers onder die knie moet kry voordat jy in so 'n land perfek en volmaak kan funksioneer. En baie keer beleef ons nie net 'n fisiese vreemde land of 'n vreemde plek in ons lewens nie, maar partykeer 'n emosionele plek of 'n emosionele landskap waarin ons onsself bevind. En daar beleef ons partykeer hartseer, ons rou dalk oor 'n verlies wat ons gehad het, partykeer is ons bekommerd oor 'n toekoms wat ons nie mooi kan voorspel nie en wat totaal en al buite ons beheer is. Maak nie saak wat die emosies is wat 'n mens ervaar nie. Partykeer is dit emosies wat nie elke dag oor jou pad kom nie. Dan voel dit vir jou asof jy in 'n totale vreemde land is. Nou die ou Israeliete het iets soortgelyk ervaar toe hulle in Babylon was. Die Babiloniërs het hulle geliefkoose tempel kom platslaan, daar waar hulle geglo het God letterlik op aarde teenwoordig is, en die Babiloniërs het van die Israeliete weggevat na Babylon toe, maar ander het hulle in Israel laat agterbly. En hierdie Israeliete wat in Babylon was, het gevoel asof hulle in die vreemde land is, nie net fisies nie, maar dat hulle ook in 'n vreemde emosionele land is, 'n land van verwydering, 'n land van verlies, 'n land van rou. En alhoewel die Israeliete wat by die huis agtergebly het, by die huis was, het hulle ook hulle self ervaar dat hulle in 'n vreemde land is. Nie fisies nie, maar emosioneel. Hulle het ook rou en verlies en al die emosies ervaar wat met so 'n groot teleurstelling in die lewe gepaard gaan. Maar wat kom wys die Here vir hulle? In die midde daarvan is hy steeds teenwoordig. In Psalm 126 hoor ons so hierdie mense wat in die vreemde is, die geleentheid het om terug te gaan na die land toe wat hulle ken, en hulle is opgewonde en hulle is bly. Maar al is hulle opgewonde oor hierdie land wat hulle goed ken, is hulle ook bang, want hulle weet nie wat in daardie land vir hulle wag nie. Gaan hulle geliefdes wat daar agtergebly het hulle onthou? Gaan hulle graan in die hande kry om te kan plant sodat hulle weer oes te kan hê? Al hierdie tipiese oorlewingsdinge was dinge wat in hulle binneste gevreet het, al het hulle teruggegaan na 'n bekende land toe. En dit ook is 'n gevoel van vrees, 'n gevoel van asof jy nie in 'n bekende land is nie, asof jy in 'n vreemde land is. Maar wat die psalmdigter uiteindelik vir ons probeer wys is dat die Here nie net op die bekende terreine vir ons kom ontmoet nie, maar dat hy ons ook op die vreemde terreine van ons lewe kom ontmoet, in die vreemde lande waar ons onsself baie keer ondervind. Die land van verlies, die land van rou en die land van bekommernis. Mag ek en jy nie net in die bekende lande van ons lewe nie, maar ook in die onbekende lande ietsie van die Here se liefde en teenwoordigheid in ons lewens ervaar, veral in 2026 wat vir ons voorlê. Hemelvader, baie dankie dat U ons kom ontmoet in die bekende, maar ook in die onbekende. Vader, help ons en open ons oë om U ook in die onbekende dele van ons lewens raak te sien. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag die tyd geneem het om saam met my te kuier. Ons kuier binnekort gou weer.